Can you handle this? Because if you're not up to it, you need to let me know right now. Easy peasy. Dit is my skuld dat ons in hierdie onbenydenswaardige posisie is. Kan nie nou tou opgooi nie. Dit sal volgende keer makliker wees. Ek sal nie verbaas wees as my pa glad nie 'n penis maak nie. Hy is nie baie goed met die tipe ding nie. Vanaand in die nuus, wild en vee vlug voor die verwoestende brande in die Noord-Kaap. Ons het nie genoeg tyd om hierdie vure werklik deur die nag uit te sit nie. Dit is 'n groot probleem. Groot kommer dat 'n ooreenkoms oor 'n nuwe minimumloon vir plaaswerkers dalk nie bereik sal word nie. We have got a proof of saying that on the 4th of December they are going to set everything alight. En 'n laaste hoë hekkie wag môre op 'n moe Springbok rugbyspan op Twickenham in Engeland. Dit is die nuus om 7 op SABC2. Goeienaand. Die veldbrande in die Koopmansfontein gebied in die Noord-Kaap is buite beheer. Die brande kan nie behoorlik geblus word nie omdat brandspanne nie heel nag kan werk nie. Dit vlam dan weer op en word deur sterk wind aangejaag. Meer as 50 plase in die Koopmansfontein, Boetsap en Kalkfontein omgewing is heeltemal afgebrand. Die boere en hulle werkers is uitgeput weens hulle pogings die afgelope 10 dae om die brande te blus. Die droë veld is deur weerlig aan die brand gesteek. Telkens vat die veld weer vlam en die sterk wind laat die vuur spring. Meer as 120 000 hektaar weiveld is al afgebrand en talle vee en wild het doodgebrand. Die boere kry hulp van die werkverbrandeenheid, die Noord-Kaapse brandweer, rampbestuur en die weermag. Hulle werk deur die dag tot diep in die nag om die brande te blus. Ons het nie genoeg tyd om hierdie vure werklik deur die nag uit te sit nie. Dit is 'n groot probleem. Talle boere neem hulle vee nader aan hulle huise om beter beskerming aan die diere te bied. Die rampbestuurspan in die gebied sê dit is moeilik om die omvang van die skade te bepaal totdat die brand heeltemal geblus is, maar tot dusver word die skade op meer as 40 miljoen rand bereken. Intussen het verskeie maatskappye tonne voer beskikbaar gestel wat deur die georganiseerde landbou onder die boere versprei sal word. By die Barkley West silo word 50 ton mielies in 50 kg sakke verpak. Almal hoop op reën om die brand behoorlik te blus. Boere en plaaswerkers in die Wes-Kaap verskil steeds oor 'n moontlike nuwe minimumloon. Die werkers hou voet by stuk dat hulle R150 per dag wil hê, maar boere sê dit sal 'n groot finansiële las wees en kan tot werkverliese lei. Openbare sittings word tans oor die kwessie gehou. Plaaswerkers hou vol dat hulle R150 per dag wil hê. Die verwagting kan lei tot verdere protesaksie. We have got a proof of saying that on the 4th of December they are going to set everything alight. So people need to go back and need to defend their places and need to defend their houses and their labourers' houses. Boere het herhaal dat R150 per dag nie volhoubaar is nie. As loonkoste verdubbel, gaan die oorgrootste meerderheid van plase onwinsgewend wees en as dit onwinsgewend is, gaan daar geen verdere beleggings in landbou plaasvind nie. Die regering is hoopvol dat 'n ooreenkoms bereik sal word. Die Wes-Kaapse LER vir landbou het die Ceresvallei besoek en veral aandag gegee aan opkomende boere wat deur die gewelddadige protesoptrede geraak is. Raymond Koopstad teel ras egte perde. Hy het meer as R1 miljoen verloor nadat 'n stoor aan die brand gesteek is. Ek en my werkers probeer om te beskerm wat ons kon beskerm en die grootste batewaarde te beskerm en dan ook te sorg dat daar nie lewensverlies is nie en dat mense nie seer kry nie en dat ons perde nie seer kry nie en die borde nie afgebrand word nie. Die provinsie ondersoek maniere om meneer Koopstad en ander boere te help. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Werkers by Harmony Gold se Kusa Salethu myn op die Wesrand sê hulle vrees nog geweldpleging vanaand.
2 werkers is dood en een is in die hospitaal na geweldpleging wat die polisie meen die gevolg is van struweling tussen verskillende vakbonde. Die polisie is oornag na die myn naby Carletonville ontbied. Een van die slagoffers is doodgekap en die beseerde is geskiet. No one has been arrested yet, and we still have one of the injured people that needs to be interviewed in hospital. So currently he's still sedated, and the investigators, once he's awake, will be able to interview him. Werkers is daarvan oortuig dat dieselfde faktore wat gelei het tot die bloedvergieting by ander myne ook hier teenwoordig is. Hulle sê dit is die wetywering tussen die National Union of Mine Workers, die NEM, en die Association of Mine Workers and Construction Union, AMCU. This is not right. What's going on should be solved. There should be order for the sake of workers. Do you feel safe? No. That's because those guys of NEM is still hunting us on the road, on the houses. I'm not happy. NAM is not operating now, don't have members, and then they must accept and join the operation to make it safe. Die NEM het die polisie gevra om daadwerklik op te tree. Violence will continue if people who have committed these heinous crimes are not dealt with. Because only people can gain confidence by doing these things in daylight, and that none of them are brought forward to answer. AMCU ontken dat wetywering die oorsaak is. At the very same mine, we followed the Liberations Act in terms of acquiring the rights, which we had a meeting with the management of the mine, which they were busy with the verification. We are still waiting for the feedback. Die myneienaar, Harmony Gold, sê hy is onverhoeds betrap deur die geweld. Hy probeer vasstel hoeveel lede AMCU by die Kusasalethu myn gewerf het. Wildy Karelse, SAIK nuus, Carletonville. Intussen het die Kamer van Mynwese gewaarsku dat grootskaalse afleggings kan volg weens die onlangse gewelddadige stakings in die mynbousektor en verlaagde goud- en platinumproduksie. Die Kamer se bestuurshoof, Becky Sibiya, sê meer as 10.000 werkgeleenthede kan in die slag bly. 2 politieke teenstanders het skouer teen skouer gestaan om ernstige landskwessies op die sakelys van die ANC se 53ste nasionale verkiesingskongres in Mangaung geplaas te kry. Die hoofsekretaris van COSATU, Zwelinzima Vavi, en Lindiwe Mazibuko van die Demokratiese Alliansie het knellende kwessies wat die land in die gesig staar op 'n kongres aangeroer. Meneer Vavi sê die ANC moet ingrypende maatreëls instel om werkloosheid en die toenemende ongelykhede die nekslag toe te dien. Dit was 'n seldsame verskynsel. 2 geswore vyande wat mekaar omarm ter wille van gewone Suid-Afrikaners. Meneer Vavi sê ekonomiese kwessies is belangriker as die stryd om die leierskap van die party. Hy sê een van die regerende party se kwesbaarhede is hy onvermoë om korrupte en onbekwame regeringsamptenare vas te vat. Maar dit is minder belangrik as die stryd teen groeiende werkloosheid en ongelykhede. This is a matter of life and death. We can't continue to go and celebrate 36.3% of unemployment rate. Come on, guys. ANC-afgevaardigdes kon nie op hulle beleidskongres 5 maande gelede ooreenkom op 'n program van optrede om die ekonomie daadwerklik te hervorm nie. Maar meneer Vavi is vol vertroue dat konsensus hieroor by Mangaung bereik kan word. Die Demokratiese Alliansie se 5de federale kongres word die naweek in Boksburg, Gauteng gehou. Hoewel daar wetywering vir seniorposte in die party sal wees, sal Helen Zille onbestrede as leier van die party herkies word. Die grootste belangstelling is in die pos van die federale adjunkvoorsitter. 9 lede het hulle beskikbaar gestel vir die 3 topposte wat betwis gaan word. Onder hulle is die DA se nasionale woordvoerder, Mmusi Maimane, en 'n voormalige parlementslid van die onafhanklike demokrate, Joe Mngloa. Die DA meen hy word al meer aanvaar as die gekose party van die meeste Suid-Afrikaners. What's starting to happen is that South Africans are realizing that the dream of freedom that was promised and prophesied in '94 is not something they're experiencing today. And so as a result of that, many people are now starting to say, what is our political alternative?
Sommige ontleeders meen die DA wen veld in kiesafdelings wat tradisioneel deur die ANC oorheers is. I think the party's strategy is to capitalize on the weak points of the ANC. And there is no area where we see the most stuck weak points of the ANC than in municipalities. The DA has calculated very well on that. And I think that they use it as an opportunity for them to demonstrate that they're capable of putting together a stable government. Die Kongres sal besin oor 39 beskrywingspunte oor uiteenlopende sake. Van hulle handel oor die party se siening oor ernstige kwessies wat die land in die gesig staar. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg het 'n tussentydse hofbevel toegestaan dat die sloping van onwettige huise in Lenasia onbepaald gestaak word. Dit volg nadat Gauteng se Departement van Behuising en die Menseregte Kommissie 'n ooreenkoms bereik het. Sowat 80 huise is deur die provinsiale behuisingsdepartement platgestoot. Bedrieërs het die grond aan die bewoners verkoop, waarvoor banklenings aan sommige toegestaan is. Hierna in die nuus. Laatslapers het minder as 5 ure oor om hulle jaarlikse belastingopgawes elektronies in te dien. Welcome. Excuse me? You Skulk burger? No, I get that a lot. Come on, Skulk. Tell us a story. Okay. Hey, nog eentje. Make it a double. Double clip terug met ijsje. Hakkepikkie, hakkepikkie, hakkepikkie in. Dat is de grootste trein, wil je saam kom sing. Dat is een plekje in die son, vir jou en my. Samen lang voor. Kry jou kopie van Kurt Darren se serie In jou oë. Nou beskikbaar by jou naaste musiekwinkel. In Fokus Sondag aand, 'n veldtog met 'n politieke geur. Vanjaar se 16 dae van aktivisme teen vroue en kindergeweld lê hernieude klem op seksuele en huishoudelike geweld. And an increase in burglaries a concern for some residents of North Riding. Fokus, kykstof wat saak maak. Sondag aand 6:30, net op SABC2. U kyk na die nuus om 7 op SABC2. Die kruisondervraging van Ina Bonet in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria is afgehandel. Sy het die afgelope 4 dae getuig oor haar verkrachting en verminking en die moord op haar seun na bewering deur haar gewese man Johan Kotse. Meneer Kotse staan saam met Andries Sitole, Pieter Moglane en Frans Mpaka tereg. Meneer Kotse se 3 medebeskuldigdes ontken dat hulle Mbonet verkrag het. Volgens hulle regsverteenwoordigers het hulle net voorgegee om haar te verkrag, maar Mbonet het hulle weerspreek. Sy het getuig dat meneer Sitole 'n meer prominente rol gespeel het in die voorval as die ander 2 en dat hy meneer Kotse se opdragte vir hulle moes vertaal. Die regsverteenwoordiger vir meneer Moglane en Mpaka het dit aan Mbonet gestel dat die 3 mans haar nie sou verkrag het as meneer Kotse hulle nie gedreig het nie. Die verdediging het ook daarop gewys dat geen manlike DNS op haar of op die kleefband oor haar mond gevind is nie. Mbonet het erken dat die 3 mans haar nie aangerand het nie. Die verhoor duur maandag voort. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid het sy program vir 16 dae van aktivisme in Pretoria bekendgestel met oproepe om groter regeringshulp aan slagoffers. In die kommissie se vorderingsverslag word heel party tekortkominge uitgewys. Volgens die nasionale aksieplanverslag is meer as 40% van die vroue geldelik afhanklik van die mans wat hulle skuldig maak aan vroueregte skendings. Beauty Muswobe van Matibestad naby Hammanskraal bevind haar in so 'n posisie. Sy is ongeskoold en haar lewensmaat het haar weggejaag omdat sy nie kon kinders hê nie. Toe die sosiaal het vir my gestuur met die hof, met die brief. Toe magistraat Mushunga van Ravella af het vir my gesê kan nie die sak van my vat oor, ek het nie ken saam met die man en hulle sal nie die man niks maak nie. En as ek soek, hulle moet probeer om te saam met die man patlie oor my lewe.
ek moet geld by die lawyer gee. Toe ek het nie lawyer gehad nie, ek het nie geld om te kan die lawyer betaal nie. Die waarnemer van die Departement van Vroue Sake, die jeug en gestremdes, sê die reg is aan die slagoffer se kant, maar dit help hulle steeds nie. But these women don't know what that means because they come from communities. They are required to be subservient to their male counterparts. And even the system around them does not recognize them as equals to men. Die kommissie het aanbeveel dat meer mans deelneem in die stryd teen die mishandeling van vroue en kinders. Die rand het effens verstewig teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE het weer positief gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent ruolie het gestyg. Op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gestyg. Witmielies is R16 per ton duurder, koring R12 per ton en sonneblom R15 per ton duurder. Belastingbetalers het nog tot middernag vandag om hulle jaarlikse opgawes elektronies in te dien. Die inkomstediens sê meer as 96.000 mense het hulle opgawes gister ingedien en baie meer sal dit na verwagting vandag ook doen. By die kantore van die inkomstediens het belastingbetalers in lang toue gewag om hulle opgawes voor die spertyd in te dien. Teen vanoggend het meer as 5 miljoen mense reeds hulle opgawes ingedien. Daarvan was byna 1 miljoen van belastingbetalers wie se opgawes sedert verlede jaar uitstaande was. Baie goeie aanleiding vir ons dat die vlakke van belastingpligtigheid of wetsgehoorsaamheid besig is om toe te neem en dit is 'n baie positiewe aanleiding vir ons. Ekonome sê die belastinginkomste gaan verjaar laer wees as gevolg van die heersende ekonomiese toestande en die arbeidsonrus in die land. Going forward, we've also seen a downward revision of global growth forecasts, which has led to downward revisions of domestic economic growth forecasts, given the close correlation between global economic growth and domestic economic growth. And this is likely to translate into a decline in the growth in revenue collections by governments. Voorlopige belastingbetalers het nog tot die einde Januarie aanstaande jaar om hulle opgawes in te dien. In die sportnuus net hierna berig ons oor die goue leeu's wat vandag 'n nuwe afrigter gekry het. En Suid-Afrika ruk om effens reg na gister se rampspoedige eerste dag van die tweede crickettoets teen Australië. Owed it to the team, you know. I mean, I was quite expensive. Got on me right yesterday. Fame. It's got its perks. Red carpets, open doors, and parking spots with your name on it. But it don't come cheap, no sir. With your name up there in lights, things get complicated. Things happen. I say play it smart, keep things simple. Choose my way. After 37 years, Rian Kruiwagen has become the face of television news. He's a beloved and much respected icon. And this Monday, he'll be reading his last news bulletin on SABC2. Straight after that, we'll have a special program celebrating his life and his astonishing career. Fluit by Studios 8, Monday 7:30 SABC2. When it comes to solving crime, the Naval Criminal Investigative Service takes a very hands-on approach. Now,
NCIS, Sundays at 10. Die Springbokke speel môre in hulle laaste wedstryd van die jaar teen Engeland op Twickenham in Londen. Dit was 'n jaar vol uitdagings vir die nuwe afrigter Heineke Meyer, wat bekommerd is dat die lang seisoen sy tol van die spelers geëis het. Dit is die 12de wedstryd vir Meyer en sy span en die breier gee toe dat die spelers tam is. I always know this last game is going to be a very tough game, but by saying that I really want the guys to dig deep. I need one more great performance out of them. They always lift themselves for England, but I must say I am worried. I can see the guys mentally, it's really been a long season. Daar word altyd verwag dat die Springbokke alles sal uithaal wanneer hulle op Twickenham speel en die Engelse laat hulle nie flous deur Meyer se opmerkings nie. No, far from it. I think that I know Heineke Meyer and from my time at Leicester, he's a smart individual. He'll be revving them up incredibly. He won't want to finish the season with a bitter taste in his mouth. I think you have to take them on, stand up physically to them. They play a pretty simple game plan and just run hard. So for us, it's just to stand up and match them physically. Engeland, wat 'n week gelede teen Australië vasgeval het, moet ook verlore aansien herwin voor sy tuiskare. Die oud Springbok slot Johan Ackerman is as die hoofafrigter van die Goue Leeu's Rugby Unie aangestel. Die voormalige afrigter John Mitchell sal die tegniese raadgewer wees. Mitchell, 'n voormalige All Black afrigter, is vroeër die maand deur die bond vrygespreek nadat hy sedert Junie geskort was toe spelers oor sy afrigtingsmetodes gekla het. Ackerman het in sy afwesigheid waargeneem en die span tot die halfeindronde van die Karibeker reeks aangevoer. Suid-Afrika het die gaping vernou op die tweede dag van die tweede crickettoets teen Australië in Adelaide. Nadat die Aussies net voor ete vir 550 uitgehaal is, het die Proteas gaan kolf en 217 vir die verlies van 2 paaltjies aangeteken. Suid-Afrika is 333 lopies agter Australië se eerste beurtelling. Die Suid-Afrikaanse bowlers het gister klei getrap, maar vandag was dit 'n ander storie, grootendeels te danke aan die snelbowler Morne Morkel. Morkel het 'n reuse deurbraak bewerkstellig toe hy van die Aussie-kaptein Michael Clarke ontslaag geraak het. Clarke is vir 130 uitgehaal deur die beste aflewering van die dag. Rory Kleinveld is ook beloon met sy eerste toetspaaltjie voordat Morkel weer toegeslaan het. Hy het die dag afgesluit op 5 vir 146, sy beste balontleding nog teen Australië. It's quite easy to come up here and just go through the motions, but I thought I owed it to the team. I was quite expensive economy rate yesterday, so for me it was this morning to come out and fight is important. Die Protea-kaptein Graeme Smith en sy mede-aanvangskolwer Alvaro Petersen het die Protea se terugwegpoging verder gevoer. Teen die teepouse was die Proteas 117 sonder verlies. Petersen het sy 50-tal behaal voordat lui hardloopwerk tussen die penne hom sy paaltjie gekos het. Smith het egter weer sy kritisie op hul neuse laat kyk met sy 26ste toetshonderdtal. Die Proteas het die dag op 217 vir 2 afgesluit, 134 lopies kort om die opvolgbeurt te vermy. Smith kolf môre voort op 111 en Jacques Rudolph op 25. Renet van Rensburg, SAK nuus. Die wêreld se 2 voorste golfspelers, Rory McIlroy van Noord-Ierland en die Brit Luke Donald, is onder die voorlopers by die halfpadmerk van die Europese Tour se kampioenskap in Dubai. McIlroy, Donald en die Skot Mark Warren is saam op 11 onder die baansyfer na die tweede ronde. McIlroy het sy ronde in 500 die baansyfer 67 voltooi. Sy spel van die bof tot by die setperk was uitstekend en hy het 6 voetjies aangeteken en 1 hou aan syfer afgestaan. Donald was alleen voor aan die begin van die ronde en het sy tweede ronde in 468 voltooi. Die Engelsman het tot dusver nog nie 1 hou aan syfer oor 36 bytjies afgestaan nie. Suid-Afrika se Brandon Grace het vroeër die skare getrakteer met 'n 7 onder die baansyfer 65. Hy en Louis Oosthuizen is op 10 onder die baansyfer, slegs 1 hou agter die voorlopers. Charles Swartsel is op 9 onder en Thomas Eiken op 8 onder. Harry Olivier, SAK nuus. En ten slotte,
Plaaslike en internasionale bekende persoonlikhede het hulle golfvaardighede aan die KwaZulu-Natalse Noordkus ten bate van liefdadigheid tentoongestel. Hollywood-bekendes, sokkersterre en musisië het aan die Gary Player uitnodigingstoernooi deelgeneem. Almal het net een doel voor oë, om minderbevoorregtes te help. We help people less fortunate than ourselves, but the communities here are really important and they need a bit of encouragement. Een van die begunstigdes, die Wildlands Bewaringstrust, hef plaaslike gemeenskappe op deur die skep van groen werksgeleenthede. Mense word aangemoedig om inheemse bome te plant wat hulle dan kan verruil vir kos, boumateriaal of ander goedere. Hulle plant bome om besoedeling te veg. Hulle gee hulle kinders 'n fiets. Hulle ruil 'n bome vir fietsse en hulle kinders mag nou skool toe ry in plaas van stap en dit verbeter hulle opvoeding en dis baie belangrik in ons land vandag. Die toernooi die afgelope dekade meer as 25 miljoen rand vir plaaslike liefdadigheidsorganisasies ingesamel. Wat 'n pragtige inisiatief deur die legendariese Gary Player. En dit was vandag se nuus. Onthou, die Afrikaanse nuus word môre aand, soos altyd op 'n Saterdag, om 6:00 hier op SABC2 uitgesaai. En ek wens u 'n baie aangename naweek toe. Totsiens. Search begins. The search for a global superstar. A $5 million recording contract. One simple requirement. They've got it. You need it. It's the X Factor. Thursdays and Saturdays on 2. Vroumense is ingewikkeld en egosentries en wispelturig en emosioneel verward en totaal bevoederd. Jy weet van mans, hulle is selfsugtig en verbeeldingloos en dom. Jy hoor regtig nie van mans nie. Onderdraai die duivel rond. Tuesday, 7:30. Dames en here, Albert Frost. Julle wonder seker wat ek doen. Ek stap terug in tyd in Franshoek. Saam met inwoner Ruben Riffel. Ons proe uit nuwe kookboeke. Hierdie is mos nou kos. Soek interessanthede in Sannieshof, vind uit waar die oudste makskape in SA aangehou is en hou 'n spoegkompetisie. Dit is skaapdrolle. Dis Pasella, Woensdag 7:30 SABC 2. Goeienaand, geen reën vandag hier vir die suidwestelike dele nie, maar baie en donderbuie word vir die res van die land voorspel en dit gaan wyd verspreid wees van die noordelike dele van Namibië en Botswana, suidooswaarts tot hier in die Vrystaat, Lesotho en ook in Mpumalanga. 'n Frontale stelsel sal na verwagting môre deurbeweeg tot in die Oos-Kaap. Reënweer word vir die meeste gebiede voorspel. Dit gaan verspreid wees daar in Botswana, die sentrale en die oostelike dele en daar sal ook 'n waarskuwing van swaar reën wat môre verwag word in 'n groot gebied hier in die oostelike binneland. Baie warm, vogtige toestande met 'n hoë vlak van ongemak sal ook voorkom hier aan die kus van KwaZulu-Natal en in die Laagveld. Reënweer word vir die liewers koue reënweer word môre vir die suidweste en die suide voorspel en dit gaan môre bitterkoud wees hier in die suidwestelike binneland. Sterk wind en onstuimige see met duinings van 4 meter en hoër word ook verwag aan die suidwes, die suid en die suidooskus met 'n stormsterk wind hier aan die suidooskus. Dit sal vandag koel wees in die Noordwes en die Oos-Kaap, die Oos-Vrystaat en op die Hoëveld van Mpumalanga, maar koud op plekke aan die Weskus, die suidwestelike en die suidoostelike binneland. Warm in die res van die land en heelwat warmer met temperature bo 20 grade in die oostelike dele van KwaZulu-Natal, Noord- en Wes-Limpopo en ook in die sentrale en die oostelike dele van Namibië. Koel weer word môre vir die suidelike helfte van die land voorspel, maar dit sal koud wees op plekke in die suidweste en suidooste. Net 12 grade word vir Sutherland voorspel en 13 vir Springbok.
Warm in die res van die land en baie warme temperature bo 30 grade in die oostelike dele van KwaZulu-Natal, die Laagveld in Noord- en Wes-Limpopo en ook in die sentrale en die noordelike dele van Namibië. Reënweer word Sondag voorspel vir die suide en die suidooste en die ooste met wyd verspreide buie en donderbuie in die noordooste en 'n 80% kans in die Laagveld en ook in die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Dit dan al van my kant rustige aand vir die goeie nag. Melinda takes on a self-proclaimed medium tomorrow on Ghost Whisperer. The auditions for X Factor Season 1 concludes, and the team investigates prisoner abuse on Law and Order, Criminal Intent. Goeienaand en welkom by Sweepslag, SABC2 se Vrydag aand musiekprogram. Ek is Maurice Kapie en vanaand gaan ons die sweepe weer lekker inlei met van die groot name in die Afrikaanse musiekbedryf. Kyk bietjie wat lê voor op vanaand se program. Die koning van Afrikaanse blues, Valiant Swart, of Jinx soos ons hom ken in